Goeiemôre luisteraars. Ja, is lekker om julle hier te hê. Mr. Burgemeester, ek weet jou dagboek is vol. Veral nou. Jy gaan deur 'n krisis, ek kan nie sê krisistyd nie, maar jy gaan deur 'n tyd waar dinge baie gereël moet word. Dankie dat jy 'n opening gemaak het in jou dagboek om met Radio Fynbos te gesels. Eerste goeiemôre almal wat luister en dan om Jackie ook baie dankie vir die geleentheid om vandag hier te wees. Is my altyd lekker om saam met julle te kom gesels oor die munisipaliteit. Maar vandag gaan ons lekker gesels en ek gaan met Jackie vir my 'n paar vrae gee, so ek sal graag vandag lekker vir die mense vertel. Baie mense wonder wat gaan van Grand Hills voort en alles daai. Maar ek sal nou vandag 'n bietjie saam met julle gesels oor die pad vorentoe vir my in die toekoms. Ja, dit is waaroor hierdie onderhoud meestal gaan. Ek dink ons moet net vir ons luisteraars sê, en ek sê dit met alle respek, Radio Fynbos is apolities. So ons gaan nie politiek praat vandag nie, ons gaan lekker vra, want ek is nuuskierig. En ek glo ook, waar gaan Grand Hills heen? Dit is vir ons baie belangrik wat vir jou van jou gaan word. En jy glo dit of nie. En ek wil dit sommer vooraf sê. Ouens, toe hulle die advertenties sien, ons gaan gesels. Toe kry ek reaksies, nie net van Stilbaai nie, van mense wat vakansiehuise hier het, wat sê hulle, ons moet hierdie klip vir hulle stuur. Dis vir hulle belangrik, hulle wil weet wat word van Grand. En dis nou maar net weer daai storie, dis nie my praat storie nie, dis maar nou net weer daai ding wat Hout eendag voor my gesê het. Weet jy wat? Jy koop 'n eiendom redelik waar dit is, maar jy koop 'n eiendom waar die munisipaliteit werk. En dis hoekom mense van ander plekke vir my gesê het, asseblief sê vir my wat gaan gebeur. En ek sê dit, die volgende kandidaat vir burgemeester, Gerald Boezak, sit ook by ons, en hy kyk met valkool dat ek nou nie verkeerd praat nie. Mense, ek kan vir julle sê, hulle is in goeie hande, dit is niks, ek praat van die mens, ek praat nie van die party nie. Ek praat van die mens, julle is in goeie hande. Nou ja, Grand, dis half 'n terugblik, want jy het diep spore getrap in die Sekwa, wat ons baie trots maak op jou. So vertel ons, as jy nou sou teruggekyk het op jou termyn as burgemeester, dis 10 jaar nie, Grand. Ja, dat is lang tijd. Oh. 20 jaar eigenlijk in die municipaliteitsveld. So 10 jaar gewerkt voor die municipaliteit. En 10 jaar was ik burgemeester van die municipaliteit. Ja, ek onthou toe daai jong mannetjie instap as burgemeester. Ek dan so trots op die man. En dit is lekker. En wat vir my, hy weet al, Grand weet al, die burgemeester Grand Hills weet al. Hy kom nie hier aan met sy ketting nie, want ek is 'n tweedehandse handelaar, ek gaan hom verkoop. Leuk of ze niet. So Grand, waarop is jy die trotste? Ek weet daar's baie. As jy nou een kan uitlig. Kyk, as jy vir my vra, ekskuus tog, ek interrup om mekaar. As jy vir my vra waar is op ek die trotste, dan sê ek, weet jy wat, daai stadion by die rugby by Seagulls. Jackie, ja, dit is ook baie, maar ek dink die belangrikste trotsheid wat ek dan is, toe ek ingekom het en toe ek nou wegstap is, hoeveel mense het deur my hande gekom, hoeveel raadslede het niet ingekom, hoeveel ambtenare, die span wat ons gevorm het, gemaakt het, en die atmosfeer wat ons geskep het vir die mense in die Sekwa. Ek dink kalmte, rustigheid, almal is belangrik. Ek dink dis waarvoor ek die trotse is oor wat gebeur het in die munisipaliteit. En wie ons is en hoe ons saam staan en hoe ons alle probleme wat daar gekom het die 10 jaar, het ons alles saam aangepak en dan is ek dink ek is nou so lief om nou te vra en waar was jy toe COVID, waar was jy toe ons die vieren gehad het, die droogte gehad het, die allerlei probleme wat ons gehad het in ons gebiede goed is. Maar die trotse wat ek het, hoe ons as inwoners saam is met mekaar en lief is vir mekaar en omgee en
en in die munisipaliteit wat ons gebou het en die mense wat ons gekry het om deel te wees. Want self vir die jong man, oor hom was ek trots. Ek het hom gekry om die politiek in te kom. En sy pa het vir my gesê, daai tyd, moenie my kind vat en hom weggooi vir die wolwe nie, en niks om te doen nie. Die vat hom, kom haal hom nou. Maar jy moet saam met pad stap. En ek is nou so trots om het vir hom die stokkie oog te handig en voor te gee. En dis waar ek trots is. Ja. En soos ek, Gerald, dat ek ken het, dis soos 'n aflos, hy gaan nie hy stokkie laat val. Nee, hy gooi beter hier. Hy beter hier. Ja, want ek glo waar jy ook, ons gaan nou kom waar jy op pad is. Ek glo waar jy ook al gaan wees, gaan jy hom dophou. Ja. Ja, ek moet nou hier inkom as moeder. En ek wil jou druk gee, want ek sien jy is 'n diep mens. 'n Man wat kan trane afvee, is 'n diep mens. Jy vee nooit my trane af nie. Gerald, sien jy nie getroud is nie? Dis ek kom lank mooi, Monica, kom ons op 'n lang pad. Hoorie Grant, nou wat is die grootste uitdaging? Want ek dink jy het klaar 2 genoem, of 3 genoem. Groot uitdagings was verseker COVID. Dit was verseker die droogte. En dit was verseker die brande. Ja, goed, dis, ek en dit is alles groot uitdagings gewees. My COVID was die grootste. Die COVID was die grootste. Die COVID was baie groot. Omdat elke dag moet ons met mense gesit het en mense het die kos gehad, mense is siek gewees, mense het begrafnisse gehad, mense is oorlede gewees en alles en om dit te hanteer het om elke dag het ons 'n meeting gehad met die premier of die hoof van die gesondheidsdepartement het ons weeklikse vergaderings gehad en ons moet goed in plek gesit het. En die munisipaliteit ook ons gewone, hoe gaan ons deur dit kom en hoe gaan ons finansiëel volhoubaar bly en hoe gaan ons survive en hoe gaan ons en dit was die hardste van my om as burgemeester. Maar die een ding wat my uitgestaan het met my of 2 was een dag 2016 ek ingekom het net as burgemeester en toe is 'n jong seentjie in die rioolwerk in Slangevuur geval. En om daai aan om saam met die ouers te gaan sit het en gewag het toe die duikers kom met George om gaan en van dit saam die pad gestap het om deur hy proses te gegaan het. En dan is hier 'n geval weer waar 4 jong mense verongeluk het tussen Abetinia en tussen Riversdale en Heidelberg. En om saam met daai gesin daai emosies te kon deel in daai oggend was een van die moeilikste tye vir my. Maar die grootste, moeilikste tye vir my was die COVID tyd en waar ons deurgegaan het en hoeveel mense ons verloor het in daai tyd. Jy weet, dit is altyd maklik om te sê, jy weet, ons wat van buite af inkyk, ons weet nie wat gaan agter die skerms aan nie. En dit is altyd, dan raak 'n mens bevooroordeel en 'n mens moet waak daarteen. Nou, ek weet jy is 'n man wat baie droom. Wat se doel wat jy nog wou gedoen het? Ek weet nie. Ek het alles wat ek wil gedoen het. Kyk, wanneer elke termyn begin en dan sê jy wil graag dit implementeer die volgende termyn. En jy wil dit implementeer. Die eerste termyn het ek gesê ek wil graag 'n brandweerdiens vestig. En ek wil investeer in kapitaalprojekte en goed as infrastruktuur te verbeter. En ek kan nie sê wat ek nog nie bereik het nie. Ek dink ek wil seker maar meer programme vir ons jeug wil ek uitgerol het wat ek graag nog doen. Maar ek glo die volgende burgemeester is hier, hy sal dit doen. Om nog meer vir jong mense te belê. Dis vir my baie belangrik nog. Maar om te dink, ons het 1.1 biljoen rand het ons in infrastruktuur het ons die volgende 10 jaar het ons belê om ons het infrastruktuur gebou van niks af. En om dit te sien het hoe 'n projek begin het en hoe dit eindig, dit vir my dit sê vir my baie. Weet jy, burgemeester, dit is altyd vir my interessant, hoe langer 'n mens hier bly en nie uitgaan nie, hoe meer krities raak 'n mens, ons inwoners, veral ons ou mense, en ek sluit myself in,
tot jy slag uitgaan en jy kom terug. Dan sê jy, Jesus mense, ons bly in 'n goeie plek. Ja. Ons bly regtig in 'n goeie plek. En dan wil ek ook terselfde tyd sê en ek gooi nie nou die burgemeester en die volgende burgemeester onder die bus in nie. Ek sê as jy iets fout sien, sê dit vir die mense. Hulle kan nie oral wees nie. Die mense wat sê ag moenie so mou nie. Nee, daar's 'n manier hoe jy goed doen. Jy dra dit oor met respek. Ja, sê. En as die oomblik as ons dit doen, gaan ons hierdie plek hou waar hy is. En ek sê vir jou, ons is in 'n great plek. Nou ja, ons niemand is volmaak. Ja. Ons maak foute, ons moet maak ook foute. Ek het nou die dag vir iemand gesê ek sal nooit volmaak wees nie. Ek gaan foute maak en ek het foute gemaak in my termyn. Maar die belangrikste is hoe staan ek op daarvan en hoe maak ek het reg. Dit is die belangrikste. Ja, die ou spreekwoord is waar, 'n ou wat nie foute maak nie doen niks. En dit is nou maar so. Nou, ons het nou klaar gepraat oor die nalatenskap, jy het vir ons gesê daarvan, dit sê jy weer wil uitbrei daaraan. Ja, soos ek gesê het, ons het begin 2016 met ons jong mense met die e-sentrums wat ons vir jong mense rekenaar lokale gee waar jy vir middag kan sit en leer soos in Merkesfontein waar jy kinders kan gaan leer. Maar ek sal meer ander projekte vir jong mense wat die jong mense meer vir hulle kan eien en so. Ons het begin met die Youth Café, ons het begin in Riversdale en ons sal dit uit Bettekant toe al die dorpe toe. Maar ons wil dit nog graag, sal ek dit wil uitbrei, die Youth Café en sê jong mense entrepreneurs te maak en te leer wat is, hoe om supply chain, hoe om aansoek te doen vir werk en hulle besigheid te skep en te vorm en goed is. So graag dit nog wil gedoen het en ek sal graag wil die volgende burgemeester moet aandag gee daaraan vir ons en ek dink dit is een van sy doelwitte vir die volgende termyn. Ja, en ek glo daai ons noem dit altyd skills transfer het laag plaasgevind. Die talente is hoop talente in die dorp wat absoluut kan uitkom. Nou ja, luisteraars, ek wil net weer sê, ons gesels met die huidige burgemeester Brand Riddels en dan is die voorgestelde burgemeester is ook hier. Yes, man. Ek kan nie glo ons is so, as ek geweet het, al twee gaan kom, want ek regtig 'n pak klere aangetrek en dan is hierdie belangrike mense. Het jy nog 'n pak? Maar dit is so lekker mense, baie dankie, dis soos ek hulle leer ken, het hulle hierdie mense is besig, veral nou. Dis nou 'n tyd wat hulle moet hardloop. En baie dankie dat julle plek gemaak het in julle dagboek vir Radio Fynbos. En ek weet hierdie gesprek het groot aandag getrek. En julle kan sien, ons het hier met mense te doen, wat ek dink die belangrikste is, respekvol en nederig. Daai twee goed is vir my lewenslesse. Nou so van lewenslesse gepraat, burgemeester, watter lewenslesse het jy geleer wat jy graag vir meneer Boeksak wil oordra? Ja, die belangrikste is om munisipaliteit te bestuur is om te kan luister. Ek het daai les het ek by my vorige burgemeester gekry, Imoniel, so 10 jaar terug. Sy het gesê jy moet altyd kan luister aan mense en te kan onderskei in dit. So my les in hom gaan wees om te luister aan mense en vir almal net dieselfde te hanteer. Almal met respek en almal met die maak nie saak wie kom jou kantoor toe nie, om almal dieselfde te hanteer. En ek dink ek het dit in 'n mate het ek het reg gekry om vir mense dit te kon doen omdat ek dink ek is geliefkoos in Esquire. Ek was Vrydag in Heidelberg gewees en ek 5 minute so lekker gewees om die strate te stap en saam met mense te gesels. So my les in hom sal wees om altyd kalm te bly, rustig te wees en te kan luister aan mense. Goed. En as jy dit kan regkry dan is die toekoms vorentoe is mooi. Ja, en as ek so kan opsom en mens lees, dan kan ek sê Gerald Boeksak se voete is op die grond. As jy by wyse van Spreuke, en ek dink hy is 'n man wat luister met geduld. Daai met geduld. Dis 'n skill wat baie mense moet aanwys. Maar baie dankie. En ook ons het nou gesê wat jy geleer en oorgedra het,
Wat volgens u, Mr. Burgemeester, is die groot uitdagings wat wag op die ander burgemeester wat die stokkie by jou gaan vat? Ek dink sy grootste uitdaging is die hoeveel mense in ons area te trek en om dienste vir alle mense en vooruit te beplanning te doen. Nie net 'n jaar of 2 beplanning te doen nie, maar 20 jaar, 30 jaar beplanning te doen oor waartoe ons op pad is. Ek het vanoggend vir hom gesê ek het die syfers getrek van hoeveel huise in Stilbaai is in Tino Riversdal. En ek het altyd gedink Riversdal het meer huise as Stilbaai. Ja, En ek het besef vanoggend uitgevind dat Stilbaai meer huise as Riversdal. So ons moet meer belê in ons infrastruktuur en meer dienste. Yes. As ons nie dit gaan doen nie, gaan ons 'n probleem hê. En my vir hom te sê wat hy moet vir my aankyk om toe te sien dat daar genoeg dienste is soos water, rioolwerk is beter en alles. So hy moet voortgaan om die investment wat ons in kapitaal ingesit het, moet hy voortgaan om dit te doen. As jy nie dit gaan doen nie, gaan jy later gaan ons 'n tweede Pretoria hê, ons gaan 'n tweede Johannesburg hê, of in Bloemfontein gaan ons hê as ons nie vooruit beplanning doen nie. En dit is belangrik vir my. Ek het vandag toe ons weer syfers getrek om Jaco ook. As ek gekyk het ons infrastruktuur wat ons 10 jaar gebou het is so 1.1 biljoen rand wat ons geïnvest het in infrastruktuur. ja. Maar as ons gekyk het, as ek het opgebreek het en ek kyk hoeveel het ons gesit in paaie, elektrisiteit het ons 311 miljoen rand net vir elektrisiteit ingesit. En as ons kyk in paaie het ons omtrent so 286 miljoen rand in paaie gesit. Maar ons paaie gaan nog agteruit, dis ou paaie, nou ons het herseel en ons moet dinge en dit kos baie geld en dit is duur om te herseel en goed. En dan kyk ons in die water en dinge so dis 'n uitdaging vir hom. As hy nie dit daarin gaan belê en op sy volgende raad wat gaan aankom nie, gaan ons oor 10 jaar of 20 jaar gaan dit probleme hê. Jy weet, ons sit nou en dink en ons praat nou en ons is hier in Stilbaai waar ons regstreeks uitsaai vir ons luisteraars. Die munisipaliteit en die burgemeester is nie net oor Stilbaai nie. Daar's Slangerivier, daar's Gouritsmond, daar's Witstrand, daar's Heidelberg, daar's Riversdal, daar's Albertinia. Dis massive. Dis groot, ja. Ja, dis groot. So mense is geneig omdat ons hier bly, dink ons nee, dit gaan net oor Stilbaai, gaan nie net oor Stilbaai nie. So, nee, julle doen 'n goeie werk. Nou kom die crunch-vraag, Mr. Riddles, meneer burgemeester. Ons wil weet waar gaan jy heen en wat gaan jy doen? Okay, om Jaco, soos jy gesien het, ek is verkies as die ondervoorsitter van die DA in die streek. Nou ons moet toesien dat die streek beteken die Oosstreek is die Weskaap is in 3 streke verdeel. Die Oosstreek, die Metro en die Wesstreek. Nou ek is verkies as die ondervoorsitter van die DA in die Oosstreek. So ek is verantwoordelik van Beaufort Wes af, Pietermaritzburg tot Pringelby. Jo. As ons die streek wat vir ons verantwoordelik is. So ek is baie by die ander munisipaliteite en ons probeer vir hulle ondersteun en jaap as daar probleme is, dan gaan ons in en ons gee vir hulle raad en ons jaap vir hulle. Dit is my werk in die DA struktuur. Maar in die DA is daar prosesse. Ons elkeen doen aansoek vir as jy ergens heen wil gaan of 'n posisie of so en dan gaan jy deur skryf jy toetse en jy gaan deur onderhoude en jy gaan deur allerlei prosesse. Dan kyk hulle vir jou hoe jy goed gedoen het. Ons kyk nie net wat het ek gedoen het in die verlede nie, maar ons kyk ook hoe ek nou doen met onderhoude en goed is. En dan word ons panele gesit en dan daai panele maak 'n besluit waartoe ek gaan. So ek weet nog nie heidaglik 100% waartoe ek gaan, waartoe die party my gaan stuur of waartoe ek gaan waar hulle my gaan appoint nie. So ek kyk my nog en wag nog. So ons sal seker binne die volgende maand sal ons presies weet waar ek is. Dit is net waartoe ek gaan. Dis net die nuwe burgemeesterskandidaat wat weet nou hy gaan die burgemeester word. So hy is gelukkig in posisie. So ek is nog nie so gelukkig soos hy nie. Maar
ek het aansoek gedoen weer om 'n raadslid te wees. So ons moet kyk waartoe hulle my gaan gee en dan sal ek daarvan aan sal ek 'n besluit neem waartoe ek gaan. So ek is opgewonde oor my toekomsplanne om Jackie. En jy weet mos ek is in die sport ook mos betrokke nog. So ek het my naam gaan die naam in die hoed gooi vir die presidentskap van SVD rugby ook. En so ons hoop en bid maar alles vir ding is. As die Here my daar ergens wil hê, sal ek daar wees ergens Jackie. So ek alles sit ek in sy hande. So. Dis die regte manier ja, en van Radio Fynbos se kant af sê ons baie sterkte, want dit gaan 'n uitdaging wees, maar terselfdertyd weet Radio Fynbos ook jy kan dit handle. Ja, nee, ons het daai vertroue en al wat ek nog wil vra eintlik namens die luisteraars, as jy sê ek weet nie waar gaan ek heen nie. Hoe kan dit wees dat jy trek uit Stilbaai uit? Ek sal nie maklik trek, ek stel liever Stilbaai. Ja. Okay. So ek sal nie maklik trek nie. So maak nie saak waar ek gaan nie, sal ek altyd nog bly in Stilbaai. Maar jy gaan nie goed pak en wou vir Wes toe trek. Nee, ek kan nie of vir 'n ander span speel as Seagulls. Nee, ek is gemaklik nou vir Stilbaai. Ek het my liefde, my maale, my ouers, my familie en almal bly hier. So is my krag lê hier in Merkfontein. Ja, Merkfontein is Stilbaai. Ja, en soos ons gesê het, onthou, die burgemeester moet neutraal wees teenoor al die plekke in die Essequa en almal dieselfde hanteer en kom agter dis wat gebeur en dis lekker. En as julle 'n stem hoor hier van die kant af, Veronica sit saam met ons in. Ons het haar nou nog nie voorgestel nie, soos Gerald Boesak is hier, so Veronica, Grant en ek. So ons is hier. En weet julle wat lekker is? Ek kan vir die luisteraar sê, weet julle wat lekker is? Is die casual manier waarop ons kan praat. Mens kan nie heeltyd sê burgemeester of onderburgemeester of dit, maar dis nie ons styl nie. Wel, dis nie my styl nie. En ek aanvaar nou maar, julle aanvaar dit. En dan natuurlik ons regisseur en sy het ons ingepas, dankie Chantay, regisseur en klankingenieur, sonder haar weet ek nie wat gaan ons doen nie. Meneer burgemeester, nog ietsie? Ja, voor ons afsluit? Ja, ek wil net 'n bietjie ek nou terug aan ek sê vir op die onderburgemeester, hy kom nou seker 7 jaar saam met my. 7 jaar saam met my. So ek het vir julle gesê ek het volle vertroue in hom wat my by my oog vat en ek wil graag vir almal vra vir hom dieselfde liefde en omgee wat hulle vir my gegee het en vir hom ook gee. Maar ek is ook 'n baie statistieke mens en ek hou van syfers, ek hou van begrotings, ek is mal oor finansies. Finansies kom ek al so 20 jaar kom ek in die finansies aan. Ja, op my skouers gooi 2, onthou jy sien ons jare terug, so lank terug, né? Ja, so Jackie, so ons het ons begroting, toe ons begin het by die munisipaliteit, het ons 'n begroting van 450 miljoen rand gehad. In die munisipaliteit 10 jaar terug. Ons het nou 'n begroting van 1.2 biljoen rand. Ons munisipaliteit. Ons het 1.1 biljoen rand in infrastruktuur die laaste 10 jaar gesit. Ons het ons salarisrekening vir amptenare of toe ons begin het was 36%, ons het nou 32% is ons salarisrekening. Ja. Die norme is in die land is so 40%, 45% in die munisipaliteit wat nie so goed doen nie. Is dit seker 60, 50, 60%, maar ons probeer om nog af te bring en baie mense sê van ek betaal baie dienste geld en goederes en ons betaal baie belasting en alles daai. Maar ons het in die munisipaliteit in die laaste 10 jaar het ons probeer om die inkomste basis te verhoog, het ons minder dienste geld te vra vir ons mense en met die krag sonplan wat ons nou in Riversdal gebou nou het ons nou timmerman gaan aanskakel en eers kom vra 9% en ons kan nou net vir ons verbruiker 7% vra, maar ons gaan nog minder vra en ons gaan daai geld wat ons gaan maak uit die elektrisiteit uit gaan ons nou begin ons eie lyn te bou tussen Stilbaai en Jongensfontein, want Jongensfontein nie so baie hy kragprobleme het en keer afslaan en daar sonder krag sit so nie. So ons gaan nou dit nou begin doen met die sonplaas. So ek hou van statistiek, ek hou van syfers en ek is bly dat die munisipaliteit in 'n goeie finansiële toestand is waar ek hom gekry het en waar hy nou is.
En ek glo die volgende burgemeester Rasboesak gaan dieselfde doen wat ons gedoen het en ons het in ons finansiële plan sien ons uit daarna wat die volgende 5 jaar, 10 jaar gebeur in die munisipaliteit. Maar ons moet nie net daar wees in munisipaliteit om geld te maak, ons moet daar wees om mense goeie dienste te lewer en so min as moontlik dienstegelde te vra vir ons mense, wat ons nie te veel verhogings het op die dinge. En die Rasboesak, ons het nog reeds begin nou, so Rasboesak gaan nie dit vorentoe vat by ons of so. Ja, en ek dink met daai woorde kan ek net sê, regtig, van Radio Fynbos se kant af, ons sal die Here julle doen goed. En dan wil ek sê vir al die mense, want ons regisseur gaan hierdie klip uitstuur, alhoewel dit nou regstreeks is, wil ek vir almal sê in die ander provinsies waar julle bly en wat vakansie eiendom hier het, julle eiendom is in goeie hande. En julle eiendom is onder goeie mense se hande. Wees gerus. Dis al wat ek kan sê. Ek het eendag gepraat met die polisie hierso en gevra hoe gaan dit. Toe sê hulle die mense op die vergaderings wat hulle maandeliks heen gaan sê, nou maar in Stilbaai gaan niks aan nie. Toe sê die man vir hulle, natuurlik gaan daar klein goedjies aan, maar daar's 'n rede hoekom daar niks aangaan. En dis wat ek vir julle ook wil sê, luisteraars, daar's 'n rede hoekom dit goed gaan in die Issaquah munisipaliteit. En ek sê vir julle twee manne, baie dankie vir julle. En ek moet dan net sê, wat uit haar pad uitgegaan het om vir my hierdie ding gereël te kry, is Krishna Houg. Ek noem nie graag name nie, maar regtig, ek weet wat se druk, of ek vermoed wat se druk is julle almal. En sy het regtig, dan vra ek soek 'n foto van hulle, dan vra ek dit. En moet nie dink dis ek wat moeilik is nie. Dis ons regisseur, Mr. Burgemeester. Ag, dit is lekker. Dankie om julle te gesels. Mr. Burgemeester, gaan nog iets sê? Ja, ek dink voor ek afsluit wil ek graag die onderburgemeester sê. Ek wil iets net hallo sê vir ons. Dit is onderburgemeester, is enige iets wat jy wil sê. Sê baie dankie burgemeester. Goeiemiddag Jackie, goeiemiddag Tannie Veronica, goeiemiddag Shantay. Van my kant af wil ek net eerstens sê dat is 'n besondere voorreg om saam met julle vanmiddag hier te kan wees en ook om in die teenwoordigheid van die burgemeester, ons huidige burgemeester Grant Rus te wees. Ek weet vir die wat nou nie vandag gesien het nie, ons is hier in studio en ja, die trane loop. En ek dink dat die Veronica moes 'n paar keer 'n tissue aanbied. Maar ek verstaan die burgemeester se trane vandag. En as ek terugkyk op die 7 jaar wat ek hier saam met die burgemeester aankom, dan besef ek daar was groot opofferinge gemaak vir die mense van Issaquah. En sommige kere dan besef ons dat daar sommige kere so min waardering vir dit wat werklik waar ingesit word. Maar ek wil vandag vir die burgemeester Grant Rus wil ek sê baie dankie vir die opoffering wat hy gemaak het vir die mense van Issaquah. En ek dink hy vat ons so 'n bietjie terug na die tyd toe ons in COVID was, die droogte, die brande. En dit was moeilike tye en daar moes moeilike besluite moes daar geneem word. Maar ek glo as ons vandag terugkyk na waar ons vandag staan en waar ons vanaf kom, dan besef ons dat die besluite wat geneem was vir die beter van die groter Issaquah en sy mense. So burgemeester, ek wil vandag vir u sê baie dankie aan Jackie. Baie dankie dat ons altyd so welkom, wat u ons altyd so welkom laat voel hier by die studio. En dan wil ek ook vir die groter Issaquah se inwoners wil ek vra dat ons steeds voorbou op dit wat ons tans tot op hede hier gebring het. En dit is daai mutual respek vir mekaar, samewerking uit alle dorpe. En baie dankie dat u getrou ook u munisipaliteit dien. En baie dankie dat u ook sommige kere met ons geduldig is. Burgemeester het genoem dat ons is nie perfek nie. Ons maak sommige kere foute, neem sommige kere besluite wat nie so gewild is nie. Maar ons weet dat dit altyd vir die beter van die Issaquaanse mense is. So ons wil vir julle ook baie dankie sê vir u volgehoue ondersteuning en dat u ook gereeld
die diensterekeninge betaal en dit plaas ons Oor die finansiële man. yes, en dit plaas ons in 'n posisie waar ons vandag kan spog en sê volgens Ratings Africa as ons vandag die derde beste munisipaliteit in hierdie land. Vir elke amptenaar binne die Essequa munisipaliteit, ons nuwe munisipale bestuurder, ons CFO, ons wil vir hulle ook vandag sê baie dankie vir die rol wat hulle in hierdie hele proses wil ons speel, maar ons wil vir die groter Essequa wil ons sê 4 November het hierdie geleentheid om uit te gaan, om dan raad daar te stel, om vir julle wijkskandidate van julle se keuse te kies. Julle het die demokratiese reg om vir die party van u keuse op die 4 November te stem, en ons wil ook vra dat mense mooi moet besin en mooi moet dink oor die toekoms vorentoe en die pad vorentoe. Ja. Maar van my kant af baie dankie Jaco, groet aan almal in die Essequa. Ja, baie dankie julle. Ja, ek van my kant af van julle ook baie dankie. Ek kom so lank met julle twee aan. Ek meer as hoeveel jaar? Seker 20 jaar. 20 jaar kom met julle twee ook aan en so. So dit is vir my maar emosioneel om van die munisipaliteit af weg te stap na 20 jaar. Maar ek glo dat dit is tyd om te kom en tyd om te gaan. Ja. Ja, jy is nog jong. Ek is nog jonk, ek moet nog baie doen. Ja, ek was bietjie bekommerd toe raadslid Boesak sê julle mense wat julle fooie betaal het en julle statistiek getrek. So ek het julle my nog getrek. Baie dankie. Dankie almal en ek sê vir almal dankie vir die inluister. Dankie. Ek moet vir daai Radio Fynbos sê baie dankie vir die platform wat julle stel. En ons gaan verseker weer met julle gesels. En dankie vir julle moeite en dat julle hiernatoe gery het. Dankie Chantay. Dankie al die luisteraars. Julle is in goeie hande. Baie dankie. 'n Mooi dag vir almal. Ja.